Jesus kom en hy kom verander die Pasga in die nagmaal. Rondom die nagmaal word ons aan Jesus Christus ingebind, in sy liggaam, vasgebind aan mekaar. Hier rondom die tafel waar ons vanaand gaan aansit, tree ons toe tot 'n intieme gemeenskap met die drie-enige God en beleef ons egte gemeenskap met mekaar. Hier rondom die tafel en in die brood en die wyn is die Here op 'n besondere manier by ons elkeen teenwoordig. Hy deel homself in die tekens van sy heil uit. So konkreet doen hy dit dat ons as ware die tekens kan ruik en kan proe. En dis die voorreg wat ons vanaand het om dit te kan doen. As Jesus dan die nagmaal later instel, gebruik hy die woorde, dis my liggaam, dis my bloed. Kom ons deel ook vanaand in hierdie voorreg. Ek wil graag vra die kerkraadslede wat gevra is, kom ons gee gou net die tekens uit. Ons reëling is mos maar soos altyd dat ons maar eers die tekens byderhand hou en ons gebruik dit later saam. As jy gewonder het oor die sitplekke, as jy mooi getel het kinders, wie van julle is goed in wiskunde? Hier is ons 13 stoele, hier was 12 disippels gewees en 1 vir Jesus. So dit herinner ons maar net aan wat by die tafel gebeur het. Kerkraad, dankie, julle kan maar gou vir ons net uitdeel asseblief. Ons besef dit nie altyd nie, broer en suster, maar ons word saamgebind as 'n eenheid rondom ons geloof oor dit wat in hierdie tafel uitgebeeld word. Hierdie tafel herinner vir ons daaraan dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het aan 'n kruis. Nie vir jou buurman sinne nie vir jou familielid wat oor see bly nie, vir jou het Christus gesterf. En daarom is daar 'n baie spesiale band wat ons saambind, nie net vir jou en jou familie nie, maar ook vir ons wat vanaand hier is. Hierdie tafel bind ons as ware saam. En die feit dat ons maar nie net hoor van tekens soos brood of wyn, en ons kan dit nie net, of ons weet maar net daarvan nie, verander as ons dit kan proe, en besef dat dit deel word van ons liggaam, soos wat God se verlossing deur Jesus ook deel word van ons liggaam. Vriende, ek wil hê dat ons vanaand moet rustig wees as ons net weer luister na die storie van Jesus en sy disippels. Die naweek was dit die viering van die Pasga in Jerusalem. Die stad was vol mense, gesinne wat hulle lammetjies as offer gebring het, en saam met die aandete wou nuttig as herdenking van daardie nag, toe God hulle uit Egipte verlos het. In herinnering aan die lam se bloed aan die deurkusyne. Jesus en sy disippels het ook die nodige voorbereiding getref vir die Pasga-ete in Jerusalem, in iemand se boventrek. Dit was 'n baie besondere aand, maar ook 'n aand van afskeid. Jesus was baie bewus daarvan dat sy tyd gekom het. Dit sou hulle laaste aandete saam wees. Johannes vertel dat Jesus daar in die boventrek eers sy disippels se voete gewas het, een vir een. Nederig, diensbaar doen hy dit. Mag ek vir u sommer vra, hoe het jy vanaand gevoel toe die mense Johanne wou was? Was jy gemaklik? Of was dit vir jou te naby? Jesus was sy voete, of sy disippels se voete, en party was ontsteld daaroor. Hy doen dit nederig, en daarmee wys hy vir sy disippels dat iets aan die besonders gebeur hier tussen hulle. Hy is vir hulle 'n voorbeeld van deernis, van wat hulle vir mekaar moet hê, want as hy klaar hulle voete gewas het, dan sê hy vir hulle, gaan julle en doen net so. Daar rondom die tafel bind hy hom in liefde aan die disippels aan mekaar vas. Maar Jesus was ook ontsteld, want hy het geweet dat die tyd van sy sterwe naby was. Hy het geweet dat Judas wat hom sou verraai en die ander wat hom sou verloon ook in die groep was. Daar was gelade momente.
die naweek sou ook daar nog geweldige dinge gebeur het. En toe rondom die tafel het almal aangelê. En dan begin Jesus en dan sê hy, neem en eet. Woorde wat ek en jy baie goed ken. En hy bedien nie net 11 disippels nie, of 10 disippels nie, want die een wat verloon was ook by gewees. Hy bedien al 12. En hy sê vir hulle, julle mag maar eet, julle mag maar proe. En dan wil ek vir julle vanaand ook uitnooi en sê, neem, eet, proe, ruik, want dit is die verlossing van Jesus Christus wat ek en jy op 'n besondere manier ervaar. Toe hulle klaar die bekende kos geëet het, wat hulle maar by elke Pasga geëet het hy vir hulle gesê, kom, neem die beker. Hulle het toe nog nie van virusse geken nie. Almal het uit dieselfde beker uitgedrink. Nou die beker omgestuur en vir hulle gesê, drink uit hierdie beker uit. En proe, en word herinner deur die reuke en geure, dat Jesus Christus se bloed gevloei het. Betaal het vir jou sondes. Jy is skoon gewas. Jy is skoon. Daarom wil ek jou vanaand ook uitnooi, neem jou kelkie en drink dit en proe, teeg daaraan as dit kan. Proe die genade wat van God af deur Jesus vir jou gegee is. Wanneer die disippels die tekens gebruik, sal dit hulle help onthou en ook vir my en vir jou wat die naweek als gebeur het. Sy verlossingsdaad aan die kruis, sy oorwinning oor die graf, die herinnering daaraan dat ons mekaar met lief hê. Rondom die tafel ontvang elke een vergifnis. Daar beleef hulle gemeenskap met die Here self. Word hulle so deel van sy liggaam en sy bloed, asof dit hulle self is, wat aan die kruis sou sterf en weer sou opstaan uit die dood. En daar word hulle aan mekaar weer eens gebind as 'n liefdesgemeenskap. Daar word die kerk gebore die aand in Jerusalem. 'n Kerk wat vir mekaar sorg, wat mekaar herinner aan Jesus se verlossing, mekaar herinner aan liefde wat nooit sal ophou nie. Maar wanneer ons nou vanaand nagmaal vier, is die vraag, gebeur dieselfde dan ook vanaand met ons? Beleef ons ook hierdie selfde verlossing, hierdie selfde boodskap wat die disippels beleef het? Presies wat gebeur met ons wanneer ons die brood eet en die wyn drink? Presies hoe gebeur dit alles in die nagmaal? Hoe is die Here hier teenwoordig? Of is dit bloot net 'n herinnering, 'n viering van wat eenmaal lank terug gebeur het? Nee. Daar gebeur inderdaad iets met ons in die nagmaal. Iets wonderliks, iets wat ons nie kan verklaar nie. En dis net hier waar ons woorde opraak, waar ons die misterie nie meer in woorde kan verduidelik nie. Ons beleef dit net. Ons word meegeneem, ons word deel daarvan. Ons weet net dat die Here self, dat dit hy is wat hier teenwoordig is. Wat homself in 'n intieme oomblik soos hierdie aan ons kom bind, en wat ons begenadig. Wat ons in liefde omhels, en wat ons so naby homself trek, so innig deel van sy liggaam en sy bloed maak, dat ons letterlik kan eet en drink en onsself kan opneem. Deel van ons eie liggame en lewens kan maak. 'n Misterie waarvan ons maar net kan nederig dankbaar in meedoen. Vriende, dit wat ons vanaand beleef, die verlossing, die oorwinning wat ons smaak saam met Jesus, kan 'n mens nie in woorde omskryf nie. Ons kan net dankie sê.
Daarom is daar 'n uitnodiging vir jou en vir my. Aanvaar dit wat Jesus vir my en vir jou kom doen het in opdrag van sy Vader. Die laaste gedagte. Wanneer ons dan vanaand hierso uitstap en ons het ons brood geëet en ons het ons wyn gedrink, dan kan ons mos nie onaangeraak van die tafelgemeenskap af opstaan nie. Ons is deel van mekaar. Ons kyk nie net mekaar in die oë nie, maar ons beleef ook dat ons deel is van mekaar deur Christus Jesus en deur sy Gees. Daar's 'n dankbaarheid wat uiting vind in ons aanbidding, in ons getuienis, in ons goeie werke, in ons diens aan ander, ons gasvryheid, ons gesindheid van voete was en deernis vir ander, 'n uiting in ons omhelsing van die ander, omdat ek self so onverdiend kon tuiskom in die omhelsing van God se genade en liefde. Ons was vanaand in die teenwoordigheid van die Heilige God, en hy kom dra nie maar net sy genade oor deur die woord nie, maar hy kom dra dit oor deur tekens van wyn en brood. Ek wil julle nou huis toe stuur, julle moet huis toe gaan. Maar ek wil vir julle herinner daaraan dat julle moet gaan leef in die huis vanaand, dit wat jy vanaand hier beleef het. Ek wil vir jou terugstuur en vir jou vra of jy nie ook weier hierdie liefde waaraan Jesus ons herinner het, om dit verder asseblief te gaan leef. Jesus het die voorbeeld gestel. Kom ons volg hom. Ek stuur julle huis toe met die woorde van Numeri, hoofstuk 6, vers 4, wat sê, die Here sal julle seën. Die Here sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. God het vir jou en vir my so lief, dat hy sy seun gestuur het. Gaan nou uit die kerk uit in stilte, en gaan beleef die stilte van hierdie naweek tot ons mekaar Sondag, of as jy wil, môre is jy ook welkom, maar tot ons mekaar Sondag se weer beleef, as ons die herdenking beleef, saam beleef van Jesus se opstanding uit die dood. Ek groet u.